kan stida ke ouderlen tong sabarami me de daga me o ida ke tiratin ni au naseran o programat ka mo tsa kaise ai nuwa amakarage nen oi huwe me ka automaha tirage edikurami ouderlen obase bara ai obase maya ondba yen fir tui haga tui fesha apoire ko eloba kaino andi onti out it's maran ha ouderlen ke kaino skuinat as ko here ku elo che kai wanti konti out che ko be bru hase sa wadara kai kauchi ona kai ma tui mai kai Die vrede van God zij met ons allemaal, ja, met de betroefdes. Amen. Geliefdes, ik is voor niet lang, ik zal bij akkoord wees. Ira dan het zich over het zien aan die situatie. Ik wil haar gedachten, ook bij bekende gedachten met u deel en voor u voorhouden, volgens Psalm 103. Vers 2 wat lees as volg. Loof die Here o my siel en vergeet geen van sy weldade. Karre ko wat ding om sê. Kan jy dit op die twee gaan? Dan gou elop die aan. Ano mense. Miskien sal ek nie sekerlik sal ek later as ons by die huis kom skuldig word van my vrou af omdat ek in Afrikaans sal preek. Nou wat ek vir my voorberei het ek vir myself gesê nee die oupa dis mos Afrikaans spreek ek was hy is verlang tussen ons. Hy praat net nie maar hy verstaan na my taal. Nou al sê die ander gedeelte voordat ek vir die teks kom. Dit was nie lang genoeg nie of ek het ondervind as 'n vrou sterf, jou vrou sterf. Alles jy ook nie saam of al ek nie saam gebly nie. Dan voel jy as 'n mens dat die helfte van jou liggaam afgeskeer word. Die vroue wat klere werk ken as jy 'n lap skeer. Hoe skeer dit? En van die dag af toe die vrou gesterf het. Opa sal nie nou voel nie, maar opa sal met tyd sal opa voel dat opa nie heel is. Die liggaam is nie heel nie. Die helfte gedeelte is weg. So het ek ondervind met my klein ondervinding. En as ek kom by die teks en as ons wat ons al voorheen gehoor het van ouma, dan is dit net goed volgens my en volgens hierdie teks wat ek vir u gelees het. Loof die Here o my siel en vergeet geen van sy weldade nie. Ouma sal miskien om eerlijk te wees, miskien die rondcheck met die ouderdom. Maar
vrou soos hierdie sal ouma nie vind nie. Kinders julle sal nie 'n moeder en 'n ma en 'n ouma volgens soos ek haar ken, sal ek julle nie iemand soos haar vind nie. Nou maar kyk jy aan Habasa. Dis baie nodig om die Here te loof, om die Here te prys. Kuba kades tuski kokaupa tu. Ninga niskira ngasa ainitske ngasa tuana aye tuana indi aye kaunchina tu. Odo ke sado akuba kwaka tia kuba kareka. Oba die Here loof omdat u môre 'n vrou wat u ken. Tuado sing aku di kue hak itu. Karere Kuba. Andua mama sasatura tarik kelas kata ni dia. Kue dah ke nisituri ke jes ni hoka. Maar volgens mij as jy die Here loof en as jy die Here prys en oor alles, dit is beter om by die Here te skuil as op mense te vertrou. Daarom skuil by die Here. Die vrede van God sê met ons almal. Amen.
Kankans ouderland kobase nisidake sarati wabas ni turung artisti ams era kritandas kevroske ans anisi tairan hua kaisa amaga ni kaos karobis ko hain waros ko hain sedak na tikai ko ada ba kai kan tu no bai kene huke timiti ko na ha ko iskere kai kan au pansa sedai kene si pastor Everal Swartiha unin kwas airan Mumbai Toresti type tin kapni badase nona kwese kain oha sapke kau badaha kai tau hakau inati da Sores que kaya. Kaya kaptan entrance ay ani kwa tiba. Ske traum mira sa no als ke sap at nani ka taira kai sap ke amati deba kaya ne sabada ho kaisa Saba. So tan habe au wa kaima re iso kai sa kain positif nata
genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly met ons almal. Amen. U mag sit. Daar is mense wat wil preek en daar is mense wat preek. Daar is mense wat kan preek en daar is mense wat moet preek. En baie dankie vir hulle wat gepreek het. Want ek het nie 'n preek voorberei nie. Liewe bedroefde familie, Kerk van Jesus Christus, laat my toe om saam met u te lees. Spreuke 31 vers 10. Wie sal 'n deersame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar. En sal dit ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir bol en vlas en sy werk met gewillige hande. Ja, sy is soos die skepe van die handelaar, van ver af bring sy haar brood in. Sy staan op as dit nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is. In die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftiges. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin van wie die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak haar tabert is van fyn lewer, is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrig is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. En ek wil met hierdie laaste vers 29 wil ek afsluit. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy, Maria, jy het hulle oortref. Amen. Die woord van die Here. Here, seën u woord in ons midde. Die woord wat werd is om aangeneem te word. Seën Here die woorde van my mond tot eer en verheerliking van u heilige naam. Amen. Soos ek gesê het, ek het nie 'n preek voorberei. Die mense wat gepreek het, die pastore, die ouderlinge, die evangeliste, die profete,
Baie dankie vir die woord van bemoediging. Maar ek wil daar wat die kinders en die familie afgesluit het, wil ek verder gaan. Want ek het vir my voorberei om vanaand hulde te bring aan 'n baie besonderse vrou. En dit is hoekom ek nie 'n preek voorberei het. En u wat vanaand hier sal sit en luister, sal ook sê, daai is nie 'n preek nie. U is reg. Liewe bedroefde familie, pa en die kinders, ons berei ons voor om oor 'n paar uur afskeid te neem van 'n baie besonderse persoon. Baie besonderse vrou. 'n geliefde eggenote, 'n moeder, 'n ouma, 'n vriendin. Ons is bedroef, want ons besef dat die dood bring pyn en skeiding. Maar ons kom nie net vanaand om te kom treur, hoewel ons harte seer is nie. Deur die trane wat oor ons wange rol, wil ons ook die Here dank vir die gawe en die lewe van hierdie besonderse vrou. Nou Spreuke 10 sê, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Hierdie woord, hierdie vraag is eintlik 'n vraag. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Nou hierdie vraag herinner ons daaraan dat 'n godvreesende vrou 'n kosbare geskenk van God is. En ek wil die gedeelte wat ek wil onderstreep is, 'n godvreesende vrou is 'n geskenk uit die hand van God. En wanneer ons terugkyk op die lewe van ouma Maria, sien ons hierdie waarheid van die woorde wat ek gelees het in haar lewe. Van die eerste aand wat daar die diens geopen was, het mense haar net lof besing. Mense het net gepraat van haar goedheid en haar liefdevolheid. Ja, 'n vrou wie se hart en wie se huis oop was vir baie mense. Sy was 'n vrou van waarde, Mr. Kamp. Maar sy het nie rykdom gehad nie. Sy was 'n vrou van waarde, maar sy het nie baie besit nie. Maar sy was skatryk, want haar lewe was gevul met liefde. Haar lewe was gevul met geloof. En haar lewe was gevul met opoffering en diens aan ander mense. Amen. Sy sou nie sit en toesien dat iemand tekort het, maar sy sal haarself kort doen om die volgende persoon te help. Jesus. Dit was hierdie besondere vrou. Vers 11 sê, die hart van haar man vertrou op haar. Miskien was sy ook sommige daarpa se handlanger gewees. Want ouma, soos een van die klein dogters nou gesê het vir hulle se ma, ek is nie so energetiek soos my mother nie. Kan hierdie girls wat hier so sit, ouma se dogters, miskien ook sê, ons was nie so energetiek soos ons ma nie. Sy was iemand wat vol lewe was. Sy was iemand wat nie kon stil sit nie. Ek onthou ouderling Riet toe ons Rustenburg toe gevlieg het.
En ons kom by 'n plek wat baie sensitief is. U wat nuus lees en die geskiedenis van Suid-Afrika ken, sal weet van die Marikana moorde. En terwyl ons in Suid-Afrika is, gaan ons na hierdie plek waar hierdie klomp mynwerkers hulle lewe gelaat het. En daar's 'n groot oop veld en aan die einde van hierdie stuk veld is 'n klipkoppie. En ons ry met 2 bussies na hierdie plek toe. En ouma Maria was die eerste ene wat op die klippe gaan opgeklim het. Eerste. En so 'n paar dae terug sit ek en ek kyk so deur my memories op my foon en ek sien daai foto van haar waar sy op die klippe staan. Dis hoe vol lewe sy was. Haar man vertrou op haar. Sy was toegewyd totdat die dood julle geskei het. Sy het haar huwelik met liefde en toewyding gedra. Sy was 'n bron van ondersteuning en vertroosting en krag in die dae toe dit ook nie so goed gegaan het nie. Haar teenwoordigheid het sekuriteit en vrede gebring aan haar man, haar kinders, haar kleinkinders en almal wie baie met haar gekruis het. Sy was waarlik 'n geloofsvrou gewees. En baie van die predikers in hierdie week wat verbygegaan het, het dit bevestig. As jy vir ouma Maria kom besoek, dan het sy jou bemoedig. En haar slogan, haar motto was God se genade. Sy het altyd so geantwoord, net God se genade. Want sy het geweet aan wie sy haar lewe toevertrou. Sy hou toesig oor die werksaamhede van haar huis en eet nie die brood van ledigheid nie. Sy was 'n hardwerkende ou vrou gewees. En dit is hoekom ek sê, sy kon nie stil sit nie. Sy was selfs geïrriteerd in haar siekte as sy nie kerk toe kon gaan nie. En sy moes met die huise mense regop staan sodat hulle vir haar Sondag by die kerk kan bring. En as jy te stadig is om iets te doen, dan het sy dit self aangepak. Sy het haar kinders met liefde versorg en grootgemaak. Haar huis was nie net 'n plek waar mense gewoon het nie, maar dit was 'n plek van liefde, warmte en aanvaarding. En by hierdie aanvaarding wil ek myself daar plaas. Ons wat maar net verbygekom het ook kinders van die huis geword. Dit is hoe sy ons aanvaar het. Sy het uit haar groot liefde, sy en haar man en hulle kinders het ons deel van die huishouding gemaak. En ons het nooit uitgevoel as ons hier gekom het nie, want ek was net behandel soos anders behandel was. Sy het nie onderskeid getref nie. Daar was min dae wat ek kan onthou wat sy my gesê het, pastoor. Baie min dae. Haar naam vir my was myne. As sy met my gepraat het, dan het sy gesê myne. En dit het my laat voel dat sy my werklik lief het. En ek het hy liefde ervaar. Hierdie kleinkinders van hierdie huis en die kleinkinders van hierdie straat, julle het haar liefde as 'n ouma ervaar. Julle het haar liefde ervaar. En soos een van die kleindogters nou gelees het, daar is nou 'n groot leemte in julle lewens. Daar is 'n groot leemte in julle lewens. Maak nie saak hoeveel keer ons by iemand se siekbed sit, Mr. Koup.
en hierdie persoon vir ons voorberei dat ek sal gaan nie. Daai voorbereiding vat nie hierdie seer weg nie. Want ongeag die feit dat ons sê, ons was voorberei, ons het gesien dat die toestand besig is om te draai, maar die dood maak seer. Maak nie saak hoe voorbereid was ons nie, maar die dag as die oomblik aanbreek, dan vind dit ons nog steeds onkant. En daarom stem ek saam met die moeder wat hier gesê het, is vanaand ons beurt om te huil. Laat ons huil oor ons moeder. Laat ons huil oor ons vrou. Laat ons huil oor ons ouma. Laat ons huil oor ons vriendin. Laat ons huil oor 'n geliefde wat met ons nie meer is nie. Maar laat ons nie tree soos diegene wat nie hoop het nie. Want God se woord leer ons. As Jesus Christus sê, ek het mag oor lewe sowel as oor dood. Nog so 3 blye oor. Dis my beurt. Die jong dame het nou hier van die selfoon af haar ervaring met ouma met ons gedeel. En dit pas by hierdie skrif wat sê, Spreuke 31 vers 26, sy maak haar mond oop met wysheid en met vriendelike onderrig is op haar tong. Op haar manier het sy jou geleer, hoe praat jy as jy by groot mense se huis kom? Sonder om kwaad te wees. Sonder om vir jou wat 'n kind is aanstoot te gee, het sy dit op 'n mooi manier gedoen. En dit sal jou altyd bybly. En jy moet dit ook gebruik om ander so te verman en so te leer. Baie mense het sy bemoedig. Hoeveel kan vanaand hier gestaan het wat sulke woorde ontvang het? Hoeveel keer het sy haar kinders, hoeveel keer het sy die kinders van die straat, hoeveel keer het sy haar kleinkinders met hierdie sagte manier vertroos anders, gehelp of raad gegee? Wie sal nou vir ons raad gee? Wie sal nou vir ons op 'n sagte manier vertroos? Wie sal vir ons leiding gee? Haar lewe getuig van haar vriendelikheid en wysheid. En dat sy 'n goeie invloed op baie mense gehad het. Haar kinders tree op en noem haar gelukkig. Haar man ook. En hy prys haar. Vanaand, Juffrou Dalina, sien ons hierdie woorde in vervulling. Ons sien hierdie woorde in vervulling. Wanneer haar kinders, haar kleinkinders, haar familie en vriende hier kom staan om hulle dankbaarheid te getuig van die liefde wat sy aan hulle uitgestort het. Die verskil wat sy in hulle lewens gemaak het. Die Bybel gee ons nie net rede om vanaand ouma se lewe te eer nie. Maar dit gee ons ook hoop in hierdie tyd van hartseer en droefheid. Wanneer ons in Psalm 116 vers 15 lees, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Die boek van Openbaring sê,
Salig is die dode wat in die Here sterwe. Hulle rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Ouma Maria het haar deel gedoen. Haar werk op aarde het tot stilstand gekom. Die voordeel wat ons het, is dat sy vir ons, Mr. Kou, hierdie werke geleer het en oorhandig het, soos Melanie die speld ontvang het. Die speldse ontvang, die speldse oorhandiging, Melanie, my sustertjie, is die begin van jy en God se pad. Niks anders nie. En as jy die speld iewers in 'n juweelkussie moet gaan toemaak en toelaat dat die speld nooit aan jou bors vasgesteek word nie, sal daar 'n dag in jou lewe kom wat jy sal sê, hoekom het ek nooit toegelaat dat die speld aan my bors gesteek word nie. Want ons kan vanaand sê, Ouma Maria het gesê, die speld moet vir Melanie gegee word, dis reg. Maar dit wys my, God het jou uitverkies om die speld te kry. Nie omdat jy beter as Irene is nie. Nie omdat jy beter as Talina is nie, maar omdat God 'n spesiale taak vir jou het, my suster. En mag die Here vanaand my gebed verhoor as ek bid, dat hy pa se lewe spaar, tot die dag, wat hy speld aan jou bors gesteek word. Want dit sal hom groot vrede en vreugde verskaf, as hy speld aan jou gesteek word. Amper by die laaste. Geliefdes, Spreuke 31 vers 30 sê, bevalligheid is bedrieglik en skoonheid is nietig, dit gaan verby, maar 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geëer word. Ouma Ngabes moet geëer word. Sy het God gevrees. Maar sy het nie net God gevrees nie, sy het God erken. En sy het nie net God alleen erken nie, sy het God gedien tot die dag van haar dood. Sy moet geëer word. Dis hoekom ek nie vanaand 'n preek voorberei het nie. Ek moet net hulde bring aan die wonderlike vrou. Reword sal nie weer dieselfde wees nie. Vanaand prys ons die Here vir die lewe van hierdie wonderlike moeder. En ons dank die Here vir haar liefdevolle voorbeeld. As 'n vrou, as 'n moeder, as 'n ouma, as 'n lid en 'n moeder van die vrouekring. As 'n lid van 'n kerk waar sy uitgestaan het om vir die Here te werk. Iemand wat nie kon terugsit as dit by die dinge van God kom nie. Tot op die laaste moet sy daar wees. Ons is seer. En ek is seer oor haar dood. Maar vanaand moet ek my berus in dit wat God gedoen het.
En ek moet vanaand my vertroue in hierdie God stel in wie sy vertrou het, totdat sy haar laaste asem uitgeplaas het. En ek moet haar toe vertrou aan die genade van haar God en Here. Pa en die kinders, die familie, die gemeente van Christus en die gemeenskap van Reebord. Ons moet vanaand, te midde van droefheid en trane, moet ons troos vind in die belofte van die opstanding en 'n ewige lewe. Ons moet deur ons trane vanaand sien dat daar is 'n opstanding vir hulle wat in Christus sterwe. En ek wil dit herhaal. Daar is 'n opstanding vir hulle wat in Christus sterwe. So, hoe jy sterwe sal bepaal hoe jy sal gaan opstaan en of jy ooit sal opstaan. Ek is amper klaar. My gebed vanaand is dat die Here hierdie familie vertroos. Dat die Here vir pa en die kinders versterk in die dae wat voor lê. Omdat ons weet uit gewoonte uit, môre namiddag sal hierdie straat stil wees. En die tent sal weg wees. En die spore sal van die reën en die wind weggewaai word. Brownie, en as die spore weggewaai word, dan kom die verlange. En dan kom die vermisting. En dan kom die eensaamheid. En wanneer die eensaamheid kom anders, dan kom die vraag. En met die vraag kom die trane en die droefheid. Want daar is baie vrae wat ons nie antwoorde voor het, Mr. K. Polly, as jy van die skool afkom met jou vrou en jou kinders, sal dit anderster wees as jy in hierdie huis kom instap. Dit sal nie meer dieselfde wees nie. Die plek waar sy gesit het op die bank sal leeg wees. Sy het 'n besonderse manier gehad om haarself aan te meld. Want jy het nie nodig gehad om haar te sien nie. Jy moes net luister waar praat sy. Daai stem is nou stil, Mr. K. Wie sal nou vir ons aanpraat om kerk toe te gaan? Wie sal nou vir ons verman? Melanie, wie sal vir ons herinner om ons kerkkaart op datum te hou? Want ek weet en ek praat uit ondervinding uit, sy het met almal se kerkkaarte daar kom ingestap. Sy het vir Chubby groot gemaak met geld. Ouma was maar 'n tycoon geweest. Sy was 'n business lady geweest. Sy was 'n homsa geweest. Ouma het ching gehad. Ek sê vir julle, die mense wat werk, het by ouma geld gevra. Ek ken. Nou het sy vir Chubby gewoond gemaak, elke einde van die maand, nie eintlik elke einde van die maand,
elke keer as die bottelorry die bottels kom haal, dan het Chubby gepy. En die py het ook ge-increase, want hy het by 20 begin anders, en 50, en dit het by 100 gaan gestop. En die 100 rand het probleme in my huis veroorsaak. Want Chubby se geld raak nie klaar nie. En Chubby koop elke dag. Maar dan sê hy vir jou, my 100 rand wat ek by my ouma gekry het, nou waar is my geld? Maar jy dan 'n karretjie gekoop. Ja, maar my jeans. Is dit goed wat ons aan mis? Haar stem is nou stil en haar plek is leeg. Ons bly net agter met die mooi herinneringe. En ons bly net agter met die fotos. Ek wil afsluit my liewe familie en vriende. Ek wil vanaand 'n beroep doen. As u vanaand in hierdie tent sit, maak nie saak wat u ouderdom is nie. As u vanaand in hierdie tent sit en u moeder leef, maak tyd vir jou ma. Maak tyd vir jou moeder terwyl sy nog lewe. Want as ek vanaand so voel oor 'n ma wat nie my biologiese ma was nie, dan weet ek nie hoe voel Rian en Annes en Brown vanaand oor hulle se ma wat môre na haar Lazarus plek geneem word. Kinders van blok E, kinders van Reebord, waardeer julle moeders terwyl hulle leef. Ek het Sondag aand met die openingsdiens het daar gesit. En ek het vir een van die ouderlinge vertel, baie seer vir haar. Die Here het my nou in 'n plek gebring waar die situasie anders is. Ek wil net kortliks hierdie storie met u deel, Mr. Kau. Ek word eendag by die werk gebel van een van die commissioners en hulle sê vir my, Chaplain, jy moet gou by my kantoor kom. En toe ek in die kantoor kom, sit daar 'n polisieman. En hy stel hom voor aan my en hy sê, ek het gekom oor my suster se seun wat hier in die tronk sit. Hy het van die Wondo afgekom na Windhoek toe om sy ma in die hospitaal te kom kyk. Maar ongelukkig het sy ma gesterf voordat hy in Windhoek gekom het. En nou moet ek vir hom gaan sê, hierdie nuus gaan meedeel dat sy ma gesterf het. Dink daaraan. Hy is uit die Wondo uitgebring, maar hy het dit nie tot by die hospitaalbed gemaak. 'n Groot man, maar die trane wat hy daai dag gehuil, toe ek vir hom hierdie nuus gee, het my laat besef die waarde van 'n moeder. Die eerste van alles is, hy vra vir my, Pastor, ek het net een versoek. Kan ek my ma in haar kus sien? Is net hy een versoek wat hy het. En ek beloof hom, ek sê, ek sal my bes probeer om jou tot by die lijkhuis te vat. En ek vat hom, na 3 dae, vat ek hom tot by die lijkhuis, terwyl sy moeder daar in die kus lê. Dit was die Vrydag, en sy ma moet môre begrawe word. En hy kan die begrafnis nie bywoon, omdat hy in custody sit. Maar weet u,
Hy huil diep hartverskeurend. Hy huil verskriklik oor sy ma terwyl ons daar by die kus staan. En hy sê vir my, Pastor, die seerste van alles is dat ek na 10 jaar my ma in 'n prentkus vir die eerste keer moet sien. Liewe jong mense, moenie dat dit met jou gebeur. Waardeer jou ouers terwyl jou ouers leef. Ek sit elke dag met honderde inmates wat nie hulle ouers kan begrawe nie. En dan moet jy net vir hulle sê. 'n week gelede moes ek 'n ander jongman sê, sy pa het 2 weke gelede gesterf en hulle het hom begrawe sonder dat hy weet. 'n seer om ouers aan die dood af te staan. Christians en al die aanverwante families, mag die Here julle se trane afdroog. Mag God julle se trooster wees in hierdie dae wat voor lê. Mag God julle se anker en julle se raadsman wees. Mag die Here, soos die psalmdigter skryf, 'n hen haar kuikens onder haar vlerke toevoeg, sodat die pile van hierdie wêreld julle nie tref nie. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Amen. Kom ons staan. Liefdes, kom ons bid saam. Jesus Christus, enige gebore seun van die verhewene God. U opstanding uit die doodheid is die enigste hoop wat ons vandag het as Christene. Ons glo vanaand in 'n opstanding omdat U opgestaan het, Here. Ons glo in 'n opstanding, Here, omdat U die dood oorwin het. Here, ons harte is seer vanaand. Ons is bedroef oor 'n vrou en 'n moeder en 'n ouma wat dit nie meer is nie. Ja, Here, haar warm liefde sal ons mos nie meer kan ondervind nie en ervaar nie. Maar ons kom bid vanaand, Here, sien tog die trane wat ons ween. Droog U tog ons trane af. En oor die nuwe dag wat oor ons aangebreek het, Here, bid ons, gee ons krag, Here, sodat ons môre by die graf staande sal bly. Ja, Here, as die laaste oomblik aanbreek, wanneer die kus in die grond in sal wegsak, Here, dan bid ons dat ons nie die dood sal aanskou nie, maar dat ons U oorkant die graf sal sien. Here, ek kom bid vir my pa vanaand, Here, dat U vir hom in besonder sal onderskrag, Here. Dat U vanaand vir hom, Here, rondom sy bed met die engele, Here, sal bedien. Die kinders en die kleinkinders en die breë familie, Here, wil ek onder U kosbare bloed kom plaas vanaand. Dankie, Here, dat ons vanaand besef dat juis in tye soos hierdie moet ons na U toe vlug, want U is ons enigste skuilplek in hierdie woeste wêreld. Seën ons. Seën hierdie familie. As ons dit bid, Here, luister. As ons kinderlik tot U bid, soos U ons geleer het om te bid. Is onsse Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons ontvang die seën van die Here en ons bly in sy vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat lig sy aangesig oor u en wees u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en skenk aan ons sy ewigdurende vrede, terwyl Oma Maria in die vrede van haar Heer en haar Meester rus tot in ewigheid. Amen. U mag sit by. Kan stilege Pastor Schwarz Rame Mesia on Oasti Une Koristik Haitin Wan Aroma Tilege Sadadi Turu Kwabastin Turu Hakotoa Bang and Kadani Kupta Mutrise Tilege Sadadi Naganwa Aino Sarakan Iskan Gansakovan Ui Auna ni se kun homisen hai quest ke kabeke ai saradin hon quit ma jas kan sta hon ai khabista auna kan Goeiemôre weer. Môre uit kom op. Oti angas die teks ko Matteus 4 vers 4 ko i. Die Here sê in sy woord dat 'n mens nie net alleen van brood lewe nie, maar van elke woord wat uit die woord van die Here kom. Om oako miskenning oi. Oako miske as u vanaand ingekom het omdat u die kinders ken, omdat u vir Papi ken, omdat u die familie ken, dan moet u weer dink. Het u ingekom omdat u honger is vir die woord van die Here? U moet weer dink. Kom ons kry die honger na die woord van die Here. Kom ons dien die Here in my mense. Ek gee vir u huiswerk. Matteus 24, dit is wat nou in die wêreld gebeur. En die Here waarsku ons. En dit is wat ons nou moet doen. Ons moet in die woord van die Here bly. Ons moet oneindig
Ons moet die woord van die Here soek. Ons moet in die woord van die Here bly. Nie kawikiat gai. Die kwedo. Huri saikya. Uitsma eloptin omguna ngati tes kwasada. Mi sarangong iadani kan o kaisa. So ngam sang hawate. Ngam sa kam kwedwe. Kai kwen. Oman elop mi sada. Amma ngachachare. Kom ons soek die woord van die Here in waarheid en in gees. Daar is nie 'n ander manier nie. Met daardie woorde kom sê ek baie dankie aan die gesag wat die woord vir ons gepredik het. Ons sê baie dankie aan die plassers wat dit die moeite werd, wat dit die las ligter gemaak het. Die orrelis met sy vroutjie wat daar so nou en dan ingekom het. Die vriendin daar langs aan. Ons sê baie dankie. Julle het die aan vir ons gemaak. Die gemeente, die bedroefde familie. Dit is net die Here wat krag gee. En ons sê vir die Here, die Heilige Gees wat vanaand met ons geloop het. Ons sê baie dankie aan die Heilige Gees en aan die Here. Ons sê baie dankie aan die kerkraad dat hulle se deur altyd vir ons oop staan. Baie dankie. Laat we sê maar ook vir die pastoor, onze pastoor Queen Narcis. Sê ook vir haar baie dankie. Ons waardeer dat die deur van die Here altyd oop is. En die programleidster. Ek was bietjie kwaad geweest, maar baie dankie vir die geleentheid. En baie dankie dat u die program gelei het net soos u dit kon doen. Dit was pragtig, dit was mooi, dit was netjies. Baie dankie.
kan ai ngai ngan sa lagi mu se ba khu kaya edo tin ngari da kain ka tidak ka hain oba sei ngai tara mu ti no ha kai edo tidak kaya ngai ngan sa zoe kan da kira so this is a arikam ko aga abong song place kau family ning ase kan sama iskera outerland tomu saba transporti mamis au outerland tomu saba transport onga ti mamis akwa ka ha u tiker ke tano ngari kini ko ni kai se fru se kwa ka ha ama se ko transporting ngau bi ha ngari o se ha dide ai bi kwa ha ti ha u ir optikop ir ni bani twa ti da ni ker ke tapovir af ne gesa ho outerland tomu saba ek kadaning ari pabir sei so family ko ke kan sa anima si madi tani khale rohana ho si madi tani pabir tsohan ma khorohana ni me bada ida mutho ko ta da khale aro mama misa si khod mai as a belief Tere da family dan awan ai bane tuwe yen aksa tuwe fesho sa tere da mai biya Tengo escuela. Moro. Apa buka? Jadi nawa. Heri Jesus ay yela mengel mus pastor. Ons opa se fanakalo gepraat het was Kavango en Xhosa en Swati en Tswana taal en Afrikaans wako kile kwa kusikiliza. Tsingari. Voor ik die namens die familie die bedanken doen, moet ik eerst van harte diep verskoning vir 'n ouderling program leer. Want as ek nie misgis nie, Dinsdag sê Saka Council het hier ons OCM ordinary council meeting en my councilor sit hier so van hoe kan af en net nou in die meetings loop stem nie saam met my nie. Sê ek sou hier maar so ek erken die teenwoordigheid van councilor Kester Kouwestap nie by nou Asia mee. O my councilor aanklank ko daai Oba dan son ko tsuka ko wa wiki. My father sê baie woning Saka net sê dat ka hoe my sa. En tweedens het selfs die kaptein is ook hier so ka hy gaan sien in die bak hy kan sê hoe kau sien jy ha ka bu ga kau wa nga ba om nga kana ka guru guru na khwa ama ga sien ba putna ka ka mesa okay kom ek doen te bedanken. Sida ik habarida, hoe moet ik dit in Afrikaans stellen? En haba is net een haba. Alles is ons moet ribot tamara se ribot pastor. Habarida je. Ouderling praat altijd van Uritau. Nou ons is nou van die Uritau. Spoorwegse mensen. Dit was 1986 was die laatste jaar toe dat die dom gedans het.
het oma vir my altyd vertel. Nou, Daddy Tom was 'n gedierde pastoor. In 'n jaar wat dit baie mooi gereën het, het hy die besigheid dan daar onder in die woestyn gedans. As roep die kopa plakagring maar toe die Daddy Tom die kry. Singe bans pena 86 khak hayitsi le batsupi unika kulike Daddy Tom ke mas in kulike ke tsida ke habati giren ngombukan alira uwa. Baie dankie aan ek wil toch nie sê Ebenaar Eser alleentlik nie, aan die Christuskerk. More especially die Ebenaar Eser parochie. Vir 'n baie mooi diens. Er was 'n mami-diens hierin. Elke mens het mos sy eie diens volgens die wyse wat hy geleef het en gewandel het. Sy is so mami kwaba hier. Vir sommige van ons was dit bietjie seker te lank. Of ons voel seker te gegaan, dit is net titi, maar die was mami se diens, dit was 'n mami diens. So ons is baie dankbaar vir die mami diens. Ouderlinge, pastoor, apostel, wat van ver af kom gery het, van die kus af. Voor ek vergeet, daar was ook 'n boodskap uit Duitsland, oupa, Gerrit Max, wat hier kom gebly het, die partners uit Duitsland uit. Oria was, kaya si Klabisi Duitsboek na, sa ko je Duitsboek na toch ba gro hyse sa gro si. Toe die Duitsers hier gekom het, pastoor, het hulle so groot geskryf en soos pastoor daar gesê, oma was 'n besigheidsvrou, maar hier kon jy ski. En nou het die partners uit Duitsland uitgekom en hulle kom ry af hierso. Nou staan na Bibel Broers lorry hierso. Want hulle moet die bottels en die kratte oplei, so jy dat Duitsers gaan die sê. Ons het gedink is kerkmense en dan kan ons 'n drankhuis. Die gremie so hulle stuur ook groete uit Duitsland uit. Sing maar dit Suid-Afrika ba ons na skiet ook ba koro Timori die crossing in Suid-Afrika se mense het ook groete gestuur uit Kana, Rustenburg. Sing maar dit. So ek vergeet altyd om die Lewiete. Die Lewiete, die mense na aan die hart van God te bedank. En die ander dag was ek in die Sopon pastoor. So dat jy toch maar Shaya en Company die egenoot, mevrou Sigurunda, sister, voetse het gesê, ek sal nie in Windhoek slaap nie. Al moet ek stap en 4 uur daarin die boek kom. Sies gesê dan is die en die nganye oud. Ons nganye oud. Baie dankie vir die klank wat daar was. En ook meneer Karwe. Maar die mense wat nie hier is, connect. Hulle sit in Suid-Afrika en oral. Selfs ook by die eerste, terselfdertyd is hulle ingeskakel by die diens. Afrikaans ke tsoe dran horo kabang se tiki ka se kwa ka didi. So, ti sada. Kai kun, ne go ngung hawans wara ka so nen alko se go nungsa. Dis nie alledags wat ons sien dat mense so lank kom sit. Nee. Tira ya kali kombai stinara kankan. Kombai sadagira kankan. Toch ba ngau da ook is dat kom go jou. Sê môreoggend 8:00 by die huis, 9:00 by die kerk. Die vervoer, daar is vervoer vir die van ons wat nie het nie. Hy armata auto de mainsi kerk kom. Auto ron ke ha. Sige ngai om sa se nastina nie ja. Maar ons kan nie mense soos voor de tyd na ka soos 4 op 'n lorry, gaan dat jy lorry kada kom by ke toe. So ons gaan terug met 'n lorry. Dan op toe. So as jy staan net stil. Is daar sou kon jy nie sê. Sien maar dis maar seker kan wees.
How are you going? Anh chạy đâu mà thằng cầm cầm. Đi đâu mà nhìn hả thằng? Tăng hàng chân, tăng hàng chân, tăng hàng chân. Đi vào rồi. Ta đã đi tìm cái. Hôm mà ra. Tăng hàng chân, tăng hàng chân, tăng hàng chân. Đi vào rồi. Ta đã đi tìm cái. Hôm mà Orang mua online pasarin dari mas kurang muridnya. Diubahkan, dimasukkan, orang sih, lagi ramai. Jadi orang masukkan, respect, diubah. Lalu, tolong, diubah. Dia masukkan anjay, salah sekarang. Orang sih, pelakom sih. Fluri ngaspa provincia, decidió más en ngaspa Cristo. Tikuru zaji, tare koi kamat ngaspa. Amin. Amin. She was a hard-working person. She was a hard-working. She opened a bottle dealer business. And I was the first one. She was calling me. Brother is coming. Come.